Goeiedag liewe luisteraars, dit is weer ek Adrian hierso, met my tydgleef wandel saam met Jesus hier op Joy Radio. Ek groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Heer Jesus Christus. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Wat 'n voorreg en seëning is dit nie om weer 'n bietjie saam met u te kuier rondom Gods woord nie. Prys die Here, ek glo en vertrou dat het met die elkeen mag goed gaan. En ek spreek dan nou ook Psalm 18 vers 3 uit oor elkeen vandag. Die Here is my rots, my vesting en my redder, my God en my rots by wie ek skuil. Hy is my skild, my magtige redder en my veilige vesting. Met hierdie wete, liewe luisteraars, en die versekering, kan ons enige uitdaging op ons lewenspad oorkom. Al raak het soms ook hoe moeilik, wil ek u bemoedig, kyk nooit terug nie. Hardloop die wedloop van die lewe, uithou en aanhou, want hy is Immanuel, wat beteken God met ons. Hy is altyd saam met ons. Halleluja, dankie Here. Liewe luisteraars, vandag se boodskap uit die woord handel oor die besetene van Gadara. En ons skriflesing kom dan uit Markus 5 verse 1 tot 20. Nou, u is welkom om die Bybels oop te maak daar by Markus 5, verse 1 tot 20. Vir die skriflesing gebruik ek die Afrikaans 53 vertaling van die Bybel. En in vandagse woord kyk ons na een van Jesus se wonderdade wat ons vertel word in die evangelies. En dit benadruk wat krag daar is in die wonderlike naam van Jesus. Jy sien, hier het ons te doen met die worsteling van die bose, die werk van die vyand homself, wat vir u en my kom tuister elke dag, maar danksy hom wat in ons is en ons in hom, kan die Satan nie oorwin nie. Die skrif sê vir ons in Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Amen. In Lukas 10 vers 19 sê Jesus ook vir ons, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Kyk die versekering wat die Here vir ons gee, so hy sê, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, niks sal julle ooit skade doen nie. So moet ons dan ons autoriteit in Christus Jesus ook opneem. Die Here gee dit vir ons. En hierdie woorde van Jesus, om net 'n paar te noem, onder andere dra verskriklik krag, versekering, belofte en betekenis. Here, ons neem die woord met beide hande aan in die geloof. Ja, liewe luisteraars, kom dat ons oorgaan tot ons skriflesing. So ek gesê, die skriflesing uit Markus 5 verse 1 tot 20. En ek lees dan nou uit die skrif as volg. En hulle het aan die oorkant van die see gekom in die land van die Gadareners. En toe hy uit die skuit gaan, kom daar dadelik uit die grafte hom tegemoet 'n man met 'n onreine gees, wat sy verblyf in die grafte gehad het. En niemand kon selfs met ketTINGS hom bind nie, want hy was dikwels met voetboeie en ketTINGS gebind, en die ketTINGS is deur hom uitmekaar geruk, en die voetboeie stikkend gebreek, en niemand was in staat om hom te tem nie. En altyd, nag en dag, het hy aangehou om te skreeu op die berge, en in die grafte, en homself met klippe stikkend te slaan. En toe hy Jesus van ver af sien, hardloop hy en val voor hom neer, en skreeu met 'n groot stem en sê, wat het ek met u te doen, Jesus, Seun van die Allerhoogste God? Ek besweer u by God, om my nie te pynig nie. Want hy het vir hom gesê, onreine gees, gaan uit die man uit. En hy vra hom, wat is jou naam? En hy antwoord en sê, Legio is my naam, want ons is baie. Toe smeek hy hom dringend, om hulle nie uit die land weg te stuur nie. En daar teen die berge het 'n groot trop varke gewy,
En al die duiwels het hom gesmeek en gesê, stuur ons in die varke, sodat ons in hulle kan vaar. En Jesus het hulle dit dadelik toegelaat. En die onreine geeste het uitgegaan en in die varke gevaar. En die trop, daar was omtrent 2000, het van die kraans af in die see gestorm en in die see verdrink. En die wagters van die varke het gevlug en dit in die stad en in die buitewyke vertel, en hulle het uitgekom om te sien wat daar gebeur het. Toe kom hulle by Jesus en sien die besetene sit, gekleed en by sy verstand. Die een wat die legioen gehad het, en hulle was bevrees. Die wat het gesien het, vertel toe aan hulle, hoe dit met die besetene gegaan het, en ook van die varke. En hulle het hom begin smeek, om weg te gaan uit hulle gebied. En toe hy in die skuit klim, het die man, wat van die duiwels besete gewees het, hom gesmeek om by hom te kan bly. Maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, ga na jou huis, en na jou mense toe, en vertel hulle watter groot dinge die Here aan jou gedoen het, en dat hy jou barmhartig was. In die laaste vers 20, en hy het weggegaan en Decapolis begin verkondig, wat 'n groot dinge Jesus aan hom gedoen het, en almal was verwonderd. Tot sover, salig is die wat die woord van die Here ontvang, en dit in hulle harte bewaar. Amen. Ja, liewe luisteraars, laat ons nou kyk hier na die besete man van Gadara, en om mee te begin kan ons die woord volgens Johannes hier plaas, waar hy in 1 Johannes 3 vers 8 vir ons sê, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. Ja, 1 Johannes 3 vers 8 sê Johannes vir ons, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. Nou, die land aan die oorkant van die meer van Galilea is genoem die land van die Gadareners. Nou, hierdie landstreek was nie meer Joods nie. Hier het Jesus dan ook aangekom in die heidenwêreld, wat nog in die mag van die Satan was. Die oorwinning van Jesus oor die Satan hier in die land van die Gadareners is 'n profesie van sy volkome oorwinning. En ons lees verder in vers 2 en 3, dat Jesus en sy disippels skaars aan wal gegaan het, toe 'n besete man hom tegemoet kom. In hierdie deel van die wêreld was daar baie rotse, waarin spilonke en gate was, en hierdie besetene het daarin gewoon. Nou, volgens Matteus is hier sprake van 2 manne, volgens Matteus 8 vers 28, wat van duiwels besete was, en uit die grafte uitgekom het. Markus en Lukas spreek weer slegs van 1 man, en dis waarskynlik dat daar wel 2 mans was, maar dat net 1 op die voorgrond getree het, sodat Jesus met slegs 1 te doen gehad het. En Markus verhaal ons dat hierdie besetene dikwels met ketTINGs en boeie gebind was, maar dat hy die ketTINGs en die voetboeie stikkend gebreek het. Hy was baie sterk en ontembaar, en niemand kon hom beheer nie. Nou, nag en dag het hy aangehou om te skreeu op die berge en in die grafte, en hy het homself stikkend geslaan met klippe. Jy sien, die uitoefening van die mag deur die Satan het in daardie tyd geskied onder die beskikking van God. Dit was geen kranksinnigheid nie, maar iets geheel besonders. God het dit ook so beskik, sodat Christus sy mag oor die Satan sou kon toon. Jy kan jouself voorstel hoe verskriklik dit moet wees, om met eie sin en wil aan die mag van die Satan oorgegee te wees. En daarom kan ons sê, wie nie gelei word deur die Gees van God nie, word gelei deur die Satan. En van al die geskiedenisse in die evangelies oor besetenis, is hierdie die ernstigste van aard. In baie dinge kom die werk van die bose duidelik hier na vore, in hierdie besetene. En om dit te verduidelik, kan ons die volgende stellings maak. Die man is in grafte. Daar is altyd 'n verband tussen die duiwel en die dood. Die duiwel lei die mens na die dood toe. Dan die man is gebind. Daar is in die mag van die duiwel altyd iets van gevangenskap.
Wanneer hy in ons lewens werk, dan is ons gebind. En hierdie man is wreed. Die duiwel maak ons altyd tot vyande van ons medemens. Hy maak ons wreed en haatdraand. Ons kan ook sê dat die man is eensaam. Hy lewe in die wildernis. Die mag van die duiwel maak die mens eensaam, maar Jesus in teenstelling kom en bind ons in liefde. Ook aan ons naaste. En laastens kan ons sê die man folter en pynig homself. Ja, hy folter en pynig homself. Die mag van die duiwel in ons lewe toon hom daarin dat ons self in die weg staan en ons self pynig. Jy sien, liewe luisteraar, altyd wanneer die duiwel in ons sy bose werk doen, dan sien ons hierdie 5 tekens waarvan ek nou gepraat het. Ons lees verder in verse 6 en 7 van ons teks. Toe die besetene Jesus van ver af sien, hardloop hy en val voor hom neer en skreeu met 'n groot stem en sê, wat het ek met u te doen, Jesus, Seun van die Allerhoogste God? Ek besweer u by God om my nie te pynig nie. Jy sien, hy smeek om nie gepynig te word voor die tyd van die groot gerig nie. En hy siddering het deur almal gegaan wat daar gestaan het. Het was duidelik dat het nie die man self was wat hierdie woorde gespreek het nie. Sy woorde was nie met bedoeling om skade aan die werk van Jesus te doen nie. Nee, hy noem Jesus die Seun van die Allerhoogste God. En alhoewel dit 'n heidense land was, was die woord Allerhoogste steeds gebruik as 'n gewone benaming vir die Godheid. En die vraag is nou, hoe het dit dan gekom dat hierdie demone met so 'n angstige versoek tot Jesus gekom het? En die antwoord lê daarin dat Jesus kort en gebiedend in vers 8 van ons teks gesê het, onreine gees, gaan uit die man uit. Die opdrag wat Jesus die onreine gees gee, hy sê onreine gees, gaan uit die man uit. Jy sien, die duiwels wil nie hulle prooi loslaat nie, nee. Hulle probeer om hierdie man so lank as wat hulle kan in hulle mag te hou, en om hierdie rede het hulle gesmeek dat hulle nie gepynig moet word nie. En op die smeekende vraag van hierdie demone het Jesus geen antwoord gegee nie. Maar Jesus vra in vers 9, vra hy, wat is jou naam? En hy antwoord, Legio is my naam, want ons is baie. Ja, Legio is my naam, want ons is baie. Ons sien legio of legioen beteken 'n baie groot groep soldate van 6000 man. En dit beteken dan ook hier dat daar nie noodwendig 6000 duiwels in die man gewoon het nie, maar dat daar wel vele was. Nou hierdie duiwels het Jesus gesmeek dat hy hulle nie uit hierdie heidense land moet wegstuur nie, want in hierdie land van die Gadareeners kon hy onbeperk sy mag in bose dade in die mens beheer en uitoefen soos hy wil. En vandag in die hede is dit nog steeds so. Die duiwel wil die oorhand hê oor elke mens en daarom moet ons hom teenstaan en bestraf in die naam van Christus Jesus, sodat hy ons sal laat staan en wegvlug van ons af. Amen. En volgende kyk ons na die verwoesting deur die Satan. Ons lees verder in die skrif na in vers 11, en daar teen die berge het 'n groot trop varke gewy. In vers 12, en al die duiwels het hom gesmeek en gesê, stuur ons in die varke, sodat ons in hulle kan vaar. En Jesus het dit dadelik toegelaat, en die onreine geeste het uit die man gegaan en in die varke ingevaar. En hierdie varke, waarvan daar ongeveer 2000 was, het van die kraans af in die see gestort en verdrink. Ons leer hier dat die duiwel deur hierdie daad gepoog het om die werk van Jesus teen te hou. Hy besef dat hierdie mense deur die verlies van hulle varke teen Jesus in opstand sou kom, sodat hulle die mag van die genade nie sou erken nie. So kan die Satan se ryk dan hier behou onder die mense. So kan hy sy ryk hier onder die mense behou. Dit is niks anders as die lus van die duiwel nie. En hy doen dit vandag nog. Oor die hoekom en waarom Jesus tot die versoek van die duiwels ingewillig het, kan ons aflei dat die varke by die Jode 'n onreine dier was,
En so was dit weer by die verskillende heidense volke, onder andere die Grieke. Jy is 'n heilige dier, wat by voorkeur aan die gode as slagoffer geoffer is. Of miskien wou Jesus hulle laat sien dat in hierdie land, wat tog eintlik aan Israel behoort, nie onreine diere mag wees nie. Of dalk wou Jesus hulle laat sien, dat hulle almal in die mag van die Satan was, en as hulle dit agterkom, en sien dat hulle hom sal ken, wat hulle van die vloek sal verlos. In ieder geval was dit vir die Satan 'n diepe vernedering en 'n bewys van hulle afhanklikheid van God. Heel duidelik kom hier uit die teenstelling van Jesus en die duiwel. En eenvoudig gestel kan ons sê die duiwel kom om te verwoes. Ja, hy kom om te slag, te steel en te verwoes. Maar Jesus het gekom om te red. Vir die besetene was dit 'n teken dat hy waarlik verlos was. Prys die Here. Nou die Gadareeners. Vir die Gadareeners was hierdie daad van Jesus te gelyk 'n besoeking en 'n beproewing. Of hulle dan deur hierdie teken bewoe hulle aan Jesus in die geloof sou verbind. Die wagters van die varke het gevlug en in die stad en in die buitewyke vertel wat gebeur het. En toe die Gadareeners die volgende môre vroeg by die plek kom waar Jesus was, het hulle die besetene aan die voete van Jesus sien sit, gekleed en by sy volle verstand. In steede daarvan om verblydend te wees, was hulle bevrees. Hulle durf nie teen Jesus opstaan nie, maar hulle sien hom eintlik as iemand wat vir hulle as 'n oordeel gestuur was. Nou, hoe dikwels word hy ook deur ons ongeloof tot 'n oordeel gemaak. Ons lees in vers 17 dat hulle vir Jesus begin smeek het om weg te gaan uit hulle gebied. Die verlies van hulle varke het hulle so bang gemaak dat hulle Jesus liewer nie meer by hulle wou gehad het nie. Hier sien ons weer duidelik hoe ver egoïsme 'n mens kan bring. Hulle is nie verheug dat hierdie man genees en verlos is van die verskriklike mag van die bose onreine gees nie. Die enigste ding wat hulle harte vervul, is die droefheid van die varke wat hulle verloor het. Jesus kom nooit as 'n ongenooide gas nie. Hy dwing die mensdom ook geensins nie. Die mense te keuse om hom aan te neem en te volg. Jy sien, en toe Jesus in die skei klim, het die bevryde man wat van 'n legio duiwels besete was, vir Jesus gesmeek om by hom te bly. Maar Jesus het hom geantwoord en gesê, ga na jou huis, na jou mense toe, en vertel hulle wat 'n groot dinge die Here aan jou gedoen het, en dat hy jou barmhartig was. Ja, ga na jou huis, na jou mense toe, en vertel hulle wat 'n groot dinge die Here aan jou gedoen het, en dat hy jou barmhartig was. Jy sien dat hierdie woorde van Jesus blyk dit dat hy wel weggaan, maar dat hy ons nie aan ons eie lot oorlaat nie. En hoewel hy weggegaan het, het hy die Gadareeners nie aan die heerskappy van die Satan oorgelaat nie. Die geneese man moes tot 'n getuienis van sy naam agterbly en getuig oor die ontferming van God in Christus Jesus. Hy moes uit dankbaarheid oor Gods genade die moeilike taak op hom neem om die boodskap van Christus te preek. En dit het hy gedoen met voorbeeldige ywer en liefde. Hy het weggegaan na Decapolis toe en verkondig wat 'n groot dinge Jesus aan hom gedoen het. En elkeen wat het gehoor het in verwondering gestaan. Dit, liewe luisteraars, moet ons ook doen. Laat ons ook getuig voor ander oor dit wat Jesus al vir ons gedoen het, en op hierdie wyse Christus aan die mensdom verkondig. Liewe luisteraars, ek gaan begin om af te sluit met hierdie boodskap. Die Satan het Jesus tegemoet gegaan in die land van die Gadareeners. Eindelik het hy die varke laat omkom. Dit was sy skynbare oorwinning, maar dit het hom nie verheug nie, dit het nie aan hom blydskap gegee nie. Die prediking van die geneese man bly sterker as die aanvanklike teleurstelling oor die verlies van die varke. En wat ons leer hieruit, is dat die mens, u en ek, nie in eie krag vry kan word as slaaf van die bose nie.
Ons word alleen vry deur die mag van Christus. En Hebreërs 2, verse 14 en 15 in die skrif sê dit vir ons, en ek haal dit aan. Hebreërs 2, verse 14 en 15. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het, en dit is die duiwel, en almal kon bevry, wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood, aan slawerny onderworpe was. Jy sien, die duiwel kan u en my nie vashou nie. Hy kan ons nie vashou nie. Oor ons het hy geen heerskappy nie. Want ons volkome hoëpriester, Jesus Christus, het gekom om te red, sodat ons lewe in oorvloed kan hê. En daarom, liewe luisteraar, kan ons met blydskap sê, dat hy wat in ons is soveel groter as hy wat in die wêreld is. Prys die naam van die Here van die leerskare. Amen. Liewe luisteraar, ek hoop en vertrou dat u 'n wonderlike en 'n geseënde week sal hê. Ek bid u die liefde, die barmhartigheid en die genade van ons Here Jesus Christus toe. Gaan in vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.